Maar Matrix, welkom by Darwinisme. Ons gaan nou praat bietjie oor oom Charles Darwin na aan die linkerkant. Hy is die ou wat evolusie deur natuurlike seleksie voorgestel het. So hy is 'n baie belangrike kernfiguur oor evolusiestudie. Charles Darwin het gelewe in 1809 tot 1882 en hy het in 1859 die boek On the Origin of Species gepubliseer. En hy het verduidelik dat spesies oor tyd verander deur natuurlike seleksie. Sy waarnemings het hy gemaak op die Galapagos eilande. Hy het soontoe gereis op die HMS Beagle. Sy reis na hierdie eilande toe het sy denke sterk beïnvloed. So hier is die Galapagos eilande, Darwin het hiertoe gereis en hierso 'n klomp waarnemings kom maak. So hy het hier aangekom te check hy op hierdie verskillende eilande is daar diere wat baie dieselfde is, maar nog steeds van mekaar verskil. Twee diere waarna ons spesifiek kyk is byvoorbeeld die vinke en die groot skilpaaie. Hulle het fisiese eienskappe gehad wat van mekaar verskil het op die verskillende eilande. Byvoorbeeld die vinke se snavelvorm het verskil van eiland tot eiland en die dopvorm van die skilpaaie het ook verskil van eiland tot eiland. En toe het hy besef dat hierdie diere verskil as gevolg van die habitat waarin hulle is. Toe maak hy die gevolgtrekking dat organismes kompeteer vir oorlewing en dat die individue wat die beste by hul omgewing aangepas is, makliker gaan oorleef. Hulle plant meer suksesvol voort, voordelige eienskap word aan die nageslag oorgedra en dan oor baie generasies verander die genetiese samestelling van die bevolking. Okay, so Darwin se teorie van evolusie deur natuurlike seleksie. Hierdie rympie gaan jy ook moet leer en ken. Is 'n redelike belangrike een. Eerste punt is daar's baie variasie tussen die nageslag van die organismes. Nie al die individue van 'n spesies dieselfde nie, hulle verskil van mekaar so bietjie. Party individue het gunstige eienskappe terwyl ander minder gunstige eienskappe het. So wanneer die omgewingstoestande dan verander of daar is kompetisie vir hulpbronne, sal die organismes met gunstige eienskappe beter aangepas wees. Beter aangepaste organismes het 'n groter kans om te oorleef. Organismes met die ongunstige eienskappe is minder geskik vir die omgewing en gaan uitsterf of doodgaan. Die organismes wat oorleef plant voort, hulle dra die alleel vir die gunstige eienskappe oor aan hulle nageslag. Die volgende generasie gaan dus 'n groter verhouding individue met die gunstige eienskappe hê. En oor baie generasies verander die genetiese samestelling van die bevolking. Okay, so hoe om Darwinisme te beskryf? So jy gaan Darwinisme moet kan beskryf aan die hand van 'n voorbeeld. Voorbeeld wat ons gaan gebruik is die kameelperde. So jy gaan begin deur om te sê wat is die eienskap wat varieer, wat is die variasie en wat is die seleksiedruk. Seleksiedruk mense verwys net na wat het in die omgewing verander wat veroorsaak dat die spesies moet aanpas. So, daar was variasie in die lengte van die kameelperde se nekke. Sommige kameelperde het lang nekke gehad, ander het kort nekke gehad en dan blare of kos was hoofsaaklik in hoë bome beskikbaar. Dan gaan jy sê, wat is die ongunstige eienskap en wat gebeur met die organismes wat die ongunstige eienskap het? Byvoorbeeld, kort nekke was ongunstig, want hierdie kameelperde kon nie maklik die boë blare bereik nie, so hulle het minder kos gekry en makliker gesterf en minder voorgeplant. Dan gaan jy sê, wat is die gunstige eienskap en wat gebeur met die organismes met die gunstige eienskap? So, lang nekke was gunstig, want hierdie kameelperde kon makliker bo by die blare in die hoë bome uitkom en hulle het toe dan oorleef en voortgeplant. En dan skryf jy wat het met die gunstige eienskap gebeur en wat gebeur met die volgende generasie. So die alleel van lang nekke is aan die nageslag oorgedra en daar is 'n groter verhouding kameelperde met lang nekke in die bevolking. So November 2025, toe gee hulle nou hier vir jou 'n voorbeeld. Hulle sê weerstand teen hongersnood of hongersnood weerstand verwys na die periode waar tydens 'n organisme sonder voedsel kan gaan voordat dit vrek. 'n Ondersoek is uitgevoer om die invloed van beskikbaarheid van voedsel op die hongersnood weerstand van vrugtevlee te bepaal. Toe doen hulle nou daarvoor jou hele ondersoek, maar hulle vra toe nou by 3.4.6 gebruik Darwin se teorie van natuurlike seleksie en verduidelik die toename in weerstand teen hongersnood by vrugtevlee. So dan begin jy, daar is variasie in die bevolking van vrugtevlee. Sommige was hongersnood weerstandig, terwyl sommige nie weerstandig is teen hongersnood nie. Toe die voedselbron verdwyn, toe die vrugtevlee wat nie weerstandig is teen hongersnood gevrek, en dies wat weerstandig is teen hongersnood het oorleef en voortgeplant. Die alleel vir weerstandigheid teen hongersnood is toe aan die nageslag oorgedra en die volgende generasie het 'n groter verhouding vrugtevlee wat weerstandig is teen hongersnood. So die rympie bly dieselfde, jy moet hom net kan toepas op 'n voorbeeld. So hier is nog 'n voorbeeld van November 2024. Vra hulle by 3.5 gee hulle daarso vir jou natuurlike seleksie by wolwe, waar hulle sê in 1986 was daar 'n groot radioaktiewe ramp in Chernobyl en alle mense het onmiddellik die area as gevolg van die dodelike hoë bestraling verlaat. Diere wat aan hierdie hoë bestraling blootgestel is, het kanker ontwikkel of gesterf. Die wetenskaplikes het toe na 40 jaar later die wolwe bestudeer en toe nou agtergekom daar is wolwe wat 'n mutasie ondergaan het wat hulle self immuun teen kanker gemaak het. So 3.5.3 te vra hulle vir jou gebruik Darwin se teorie van natuurlike seleksie om die ontwikkeling van immuniteit teen kanker in hierdie wolwe te verduidelik.
Dan gaan jy net weer jou rympie uitskryf en hom toepas op die vraag. So jy gaan skryf, daar was variasie onder die populasie van die wolwe. Sommige het 'n mutasie gehad wat hulle immuun teen kanker gemaak het en ander nie. Wanneer aan bestraling blootgestel word, het die wolwe sonder die mutasie of die immuniteit het gevrek. Die wolwe met die mutasie of immuniteit het oorleef en voortgeplant. Die alleel vir die mutasie of immuniteit is aan die nageslag oorgedra. Die volgende generasie het 'n groter verhouding van wolwe met die mutasie of immuniteit teen kanker gehad. So November 2023, toe vra hulle by 3.2 beskryf Darwin se teorie van evolusie deur natuurlike seleksie. So hierso het hulle toe nou nie vir jou 'n voorbeeld gegee of 'n gevalle studie wat jy nou moet toepas nie. So dan moet jy net die rympie uitskryf. So daar is variasie onder die nakomelinge van 'n bevolking. Sommige besit gewenste eienskappe en sommiges nie. Wanneer daar 'n verandering in die omgewingstoestande is, sal die organismes met gewenste eienskappe oorleef, terwyl organismes met ongewenste eienskappe uitsterf. Die organismes wat oorleef plant voort en dra die alleel van die gewenste eienskap oor aan hul nakomelinge en die volgende generasie sal dus 'n groter verhouding hê van individue met die gewenste eienskap. Ten minste so hierdie rympie gaan jy net so moet gaan leer. Daar is ongelukkig nie 'n keuse nie en jy gaan moet gaan oefen op verskillende voorbeelde. Ons weet nie altyd wat se punte merk hulle altyd nie, so dit is so 'n bietjie van 'n lottery, so as jy alles skryf, kan jy nie regtig eintlik punte verloor nie. Maar om vir jou op te som en dit vir jou makliker te maak. Jy begin deur daar is variasie in die nageslag van 'n organismes. As daar 'n voorbeeld is, noem jy die variasie. Jy moet noem wat is die gunstige en wat is nie die gunstige eienskap nie. Wanneer die omgewingstoestande verander, so jy moet sê wat verander in die omgewing wat die seleksiedruk gaan toepas. Dan sê jy die beter aangepaste organismes gaan oorleef en hulle kan voortplant. Die organisme met die ongunstige eienskap, jy moet sê wat is die ongunstige eienskap, gaan nie oorleef nie en gaan nie voortplant nie. Dan gaan die alleel vir die gunstige eienskap, wat is die gunstige eienskap, aan die nageslag oorgedra word. En dan gaan die volgende generasie 'n groter verhouding met die gunstige eienskap hê, noem die gunstige eienskap, en oor baie generasies gaan die genetiese samestelling van die bevolking verander. Dit was nou Darwinisme mense, volgende gaan ons kyk na gepunktueerde ekwilibrium of gepunte ewewig.